Welkom by my diepste smeekgebede, sessie nommer 5. Maak my u dienskneg. Daar is 'n bekende predikant met die naam Joseph Tson. Hy was vir baie jare 'n predikant in Romeine. Hy het groot lyding en beproewing vir sy geloof ervaar. Uiteindelik is hy verban en het na die Verenigde State verhuis. Hy het vandag nog 'n bediening in Romeine. Jare gelede toe Joseph vir die heel eerste keer met die personeel van Revival Raads praat, het die direkteur hom gevra hoe hy graag voorgestel sou wou word. Hy het iets gesê wat ek dink nog niemand anders voor of sedertdien gesê het nie. Hy het gesê, ek wil graag voorgestel word as 'n slaaf van Jesus Christus. Nou hier is 'n man wat baie vir sy geloof gelei het. 'n Bekende predikant in Romeine. En op daardie stadium 'n beduidende bediening in Oos-Europa gelei het. Hy het indrukwekkende geloofsbriewe gehad. Hy was 'n briljante Bybelgeleerde en prediker en het destyds 'n Christelike skool en Bybelcollege seminare gelei waar hy pastore opgelei het. Maar die manier waarop hy bekend wou wees, die manier waarop hy voorgestel wou word, was as 'n slaaf van Jesus Christus. Ek het hieroor nagedink terwyl ek vir vandag se sessie voorberei het. Vir diegene van julle wat nie die afgelope paar sessies saam met ons was nie, ons is tans besig met 'n reeks oor persoonlike versoeke. Dis 10 gebedsversoeke, wat ek waarskynlik meer as enige ander deur die jare aan die Here gerig het. Ons kyk elke 3 weke na een van hierdie versoeke. Ek moedig jou aan om dit jou eie versoeke te maak. Ons wil begin deur te vra, hoe wil ons vir onsself bid? Wat behoort ons God te vra om in ons eie harte te doen? Terwyl jy hierdie versoeke vir jouself bid, sal jy ook vind dat dit versoeke is wat jy vir jou lewensmaat, jou kinders, jou predikant en jou kerk kan ophef. Dit is gebedsversoeke waarvan ons weet dat God dit sal hoor en beantwoord, want dit is in ooreenstemming met sy wil. Ons het reeds na die eerste 4 van hierdie versoeke gekyk. Bewaar my hart, vul my met die liefde, vul my met die gees en beklee my met nederigheid. Dit was die laaste een waarna ons gekyk het. Die volgende 2 versoeke vloei direk voort uit daardie laaste een. Wanneer ons bid om met nederigheid beklee te word, sal hierdie 2 versoeke ook op ons harte wees. Persoonlike versoek nommer 5, 'n gebed wat ek al baie kere in verskillende woorde tot die Here gerig het. Maak my 'n dienskneg. Dit was die hart van Joseph Tson. Hy wou net as 'n dienskneg bekend wees, 'n slaaf, 'n gebonde dienaar van Jesus Christus. Die feit is, ons is almal diensknegte, maar hierdie gebed sê, Here, ek wil u dienskneg wees. Ek wil 'n slaaf van Jesus Christus wees. Ons gaan vandag daaroor gesels, wat dit beteken en hoe dit lyk. Kom ons begin dadelik met die olifant in die kamer. Niemand wil 'n dienskneg wees nie. Dis nie 'n populêre idee in ons samelewing nie. Ons het 'n negatiewe siening oor slawerny en diensbaarheid. Natuurlik is daar tye en maniere waarop ons daardie negatiewe siening geregverdig is, maar waaroor ons vandag praat, om slawe van Jesus Christus te wees, sy gebonde diensknegte. Dit is die hoogste en heiligste roeping. Daar is geen ander roeping wat groter belonings bring of meer blydskap in ons lewe gee nie. Ons sien hier dieselfde gesindheid in die apostel Paulus deur die hele Nuwe Testament. Soos Joseph Tson gesê het, ek wil as 'n slaaf van Jesus Christus bekend wees, sê Paulus dieselfde. In 1 Korintiërs 4 vers 1 antwoord hy as ware daardie vraag, hoe wil jy bekend staan? En hy sê, so moet die mense ons beskou, as diensknegte van Christus, en as bestuurders van die verborgenhede van God. Die woord diensknegte in hierdie vers kom, sover ek weet, net 1 keer in die Bybel voor. Die Griekse woord beteken letterlik onderroeiers. Het jy al die fliek Ben-Hur gesien? Daar's daardie toneel waar Romeinse slawe in die onderste deel van die oorlogskepe sit, die roeislawe. Hulle is die mense wat die skip aan die beweeg hou. Dis die laagste, mees nederige posisie waarin jy kan dink. En Paulus sê, ons is onderroeiers van Christus. Dis wie ons is. Dis hoe ons bekend wil wees.
Selfs as dit beteken dat ons die laagste, nederigste take moet verrig, is dit steeds 'n voorreg, want ons doen dit vir Christus. Paulus sê, ons wil diensknegte van Christus wees en bestuurders van die verborgenhede van God. Die woord bestuurder verwys na iemand wat die huishouding van sy meester bestuur. Paulus sê, God het aan ons 'n taak gegee. Hy het die evangelie aan ons toevertrou, die verborgenheid van God, en ons moet goeie bestuurders wees van hierdie bediening. Diensknegte en bestuurders, dis hoë en heilige roeping. Ons sien hierdie konsep reeds in die Ou Testament. God het die volk Israel gekies as sy diensknegte. Dit was nie 'n lae roeping nie, dit was 'n hoë roeping. Ons sien dit reg deur die boek Jesaja. Kyk byvoorbeeld na Jesaja 41 vers 8 tot 9. Maar jy, Israel, my dienskneg, Jakob, wat ek uitgekies het, nakomeling van Abraham, my vriend, jy, die een wat ek gegryp het van die eindes van die aarde af, wat ek van sy verste dele af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienskneg, ek het jou uitgekies, jou nie verwerp nie. Klink dit vir jou soos iets onaangenaams? Nee, dit klink vir my na 'n heilige voorreg. God sê, jy is my dienskneg. Ek het jou gekies, ek het jou geroep, ek het jou nie verwerp nie. Dis 'n hoë roeping, 'n heilige voorreg. Israel was geroep om as God se dienskneg 'n lig vir die nasies te wees. Ons sien dit in Jesaja 42 vers 6 tot 7. Ek, die Here, het jou geroep met die oog op geregtigheid. Ek sal jou hand vasgryp, jou bewaar en jou bestem tot 'n verbond vir die volk, tot 'n lig vir die nasies, om blinde oë oop te maak, om gevangenes uit die kerk te lei, om hulle wat in donker te sit, uit die tronk te lei. God sê, dit is jou roeping. Jy is my hande en voete op aarde. Jy moet 'n lig vir die nasies wees. Maar Israel het misluk in hierdie roeping. Hulle was so blind en doof soos die nasies wat hulle moes bereik. Jesaja 42 vers 18 tot 19 sê, dowes, luister, blindes, kyk, sodat julle kan sien. Wie is blind, behalwe my dienskneg, en doof, soos my boodskapper wat ek stuur? Wie is blind soos die een wat vergelding ontvang het, en blind soos die dienskneg van die Here? Hulle moes in die wêreld wees en die oë van blindes open, maar God sê, julle is self blind. Hulle het misluk in hulle roeping om 'n lig vir die nasies te wees, om geregtigheid na die wêreld te bring, om blindes se oë te open, en om mense wat in geestelike gevangenskap is, vry te maak. Maar God, wat hierdie gevalle wêreld voortdurend verlos, en altyd sy doel sal vervul, al is dit deur iemand anders as ons, sal nie gestuit word nie. Sy plan sal nie verydel word nie. God het beloof om 'n getroue dienskneg op te rig. Dienskneg met 'n hoofletter D. Iemand wat sy volkome en volmaakte wil sal uitvoer. Hierdie dienskneg van die Here word in Jesaja 42 vers 1 bekendgestel. Wanneer jy die laaste hoofstukke van Jesaja lees, vanaf hoofstuk 40, sien jy die dienskneg van die Here verskeie kere. Soms verwys dit na Israel en soms verwys dit na die Messias. Jy moet na die konteks kyk om te weet watter een bedoel word. In Jesaja 42 vers 1 is dit duidelik dat dit oor die Messias gaan. Kyk, hier is my dienskneg wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom, hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. Wat Israel nie kon doen nie, het God sy seun, Jesus Christus, gestuur om te doen. Jesus het die plek ingeneem wat Israel moes hê as die dienskneg van die Here. In die nuwe verbond, as gelowiges in Christus, het God ons gekies om sy diensknegte te wees, om saam met hom ander te dien. En terwyl ons dit doen, volg ons die voorbeeld van Christus, die nederige dienskneg van die Here. Ons sien hierdie hart van Jesus, dwars deur die Nuwe Testament. Dink aan die gedeelte in Markus 10, toe die disippels onder mekaar gestry het oor wie die belangrikste posisie sou hê. Niemand het gesê, ek wil 'n dienskneg wees nie. Almal wou in beheer wees. Almal wou die leier wees. Almal wou hê
dat ander hulle moes dien. Maar Jesus sê vir hulle in Markus 10 vers 42 tot 45. Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet dat hulle wat as heersers oor die nasies beskou word, oor hulle baas speel en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So is dit egter nie by julle nie, maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees, en wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees, want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee, as losprys vir baie. Dit is hierdie seun van die mens, hierdie diensknag van die Here, wat neergebuk het, om sy disippels se voete te was. Van hom word daar gesê in Filippense 2 vers 5 tot 7. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Dink net wie dit is wat hierdie dinge gedoen het. Die Seun van God, die Seun van die Allerhoogste, het neergekom na die aarde om die dienskneg, die slaaf van sy eie skepsels te word. Dit sê vir my, jy en ek is nooit meer soos Jesus as wanneer ons dien nie, wanneer ons hom dien en ander dien. En dit ontgaan nie die mense rondom ons nie. Hulle sien wanneer ons bereid is om ons regte, ons status, ons posisie en ons aansien neer te lê om nederige diensknegte te wees. Wil jy 'n leier wees? Wees 'n dienskneg vir almal. Dis my roeping in hierdie bediening, om die Here te dien, om jou te dien. Jesus het neergebuig om vir ons die voorbeeld te gee van wat dit beteken om in sy naam die dienskneg van almal te wees. Ons het al gepraat oor die belangrikheid van 'n nederige hart. Hierdie saak om 'n dienskneg se hart te hê, vloei natuurlik hieruit voort. En laat ek dit sê, dis nie iets om te vrees of te vermy nie. Dis 'n eer, dis 'n voorreg. As 'n gerespekteerde, geliefde leier jou sou vra om vir hom te werk, sou jy waarskynlik nie omgee wat die posisie of werksbeskrywing is nie. Jy sou dit as 'n voorreg beskou om deur daardie leier gekies te word vir die taak. Nancy vertel, sy het 'n sussie wat in die Withuis gewerk het toe Ronald Reagan president was. Sy het nie een van die topposte in die administrasie gehad nie, maar sy het dit as 'n ongelooflike eer beskou. Sy het lang ure teen min betaling gewerk om die president te ondersteun en om te help om die sake waarvoor hy so hard gewerk het te bevorder. Sake waarin sy ook geglo het. Sy het dit as 'n eer beskou. Die vraag was nie, hoeveel gaan ek verdien? Wat kry ek hieruit? Gaan my naam op die program wees? Nee. Haar naam was nooit op die program nie. Die media was nie geïnteresseerd in haar nie. Sy was 'n dienskneg en sy het dit as 'n voorreg gesien. Dis hoe ons ook moet dink oor ons diens aan Jesus Christus. Wat 'n ongelooflike voorreg. Ek dink weer aan die apostel Paulus. Hy het dit as 'n voorreg gesien om 'n dienskneg van Christus te wees. En ons sien dit duidelik in hoe hy sy briewe begin. Byvoorbeeld Filippense 1 vers 1. Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is. Moenie dat hierdie versie ontglip nie. Hoe het Paulus homself gesien? As 'n dienskneg. Hoe het hy die mense aan wie hy skryf gesien? As heiliges. Nou, was Paulus self 'n heilige? Ja, volgens die Bybelse definisie, iemand wat deur Christus verlos is, ons almal as gelowiges, is heiliges in daardie sin. Maar hoekom sê Paulus nie, ons is heiliges van Jesus Christus nie? Hy was dit, maar dit was nie wat hy gekies het om te beklemtoon nie. Hy het homself as 'n dienskneg gesien. Hy het ander gelowiges ten spyte van hulle tekortkominge as heiliges gesien. Daardie gemeente in Filippi, het hulle probleme gehad? Ja. Dink aan daardie 2 vroue wat nie met mekaar by die weg kon kom nie. Daar was letterlik 'n kerkskering besig om te gebeur. Maar wat noem Paulus hulle? Heiliges. Ek het myself al afgevra,
Hoe sou dit lyk as ons onsself as diensknegte beskou en al die ander gelowiges rondom ons, maak nie saak wat hulle tekortkominge is nie, as heilig is? Hoe sou dit ons reaksies, ons woorde, ons gesindhede en ons prioriteite beïnvloed? Hoe sou dit die atmosfeer in jou huis beïnvloed, as jy jouself sien as 'n dienskneg en jou man en kinders as heilig is? Jy sê dalk, wel, hulle tree nie op soos heilig is in my huis nie. Nou, miskien nie. Maar as hulle kinders van God is hulle heilig is. Wat as jy begin om hulle as heiliges te behandel? En wat as jy werklik jou eie roeping uitleef? Ja, jy is ook 'n heilige, maar om 'n dienskneg te wees, om 'n dienskneg hart te hê, hoe sou dit die klimaat in jou huis, jou kerk en jou werkplek beïnvloed? Wat beteken dit dan om 'n dienskneg van die Here te wees? Daar's baie wat ons hieroor kan sê, maar laat ek 'n paar belangrike punte uitlig. Eerstens beteken dit dat ons erken dat hy die Here en die Meester is, en ons nie. Ons is geskape om hom te dien, nie andersom nie. Hy bestaan nie om ons te dien nie. So dikwels in ons gebedslewe en begeertes, kom dit eintlik daarop neer, dat ons wil hê, Here, sal U asseblief dit vir my doen? En daardie ding ook? En sal U sorg dat hierdie situasie reg uitwerk? Moet asseblief nie vergeet van daardie behoefte nie. En Here, help. Ons wil hê God moet ons dien. Natuurlik is dit reg en goed om ons versoeke na die Here toe te bring. Maar ons moet nooit vergeet, wie is die meester en wie is die dienskneg? Om 'n dienskneg van die Here te wees, is 'n permanente, lewenslange, doelbewuste verhouding wat gegrond is in liefde en vertroue. Jy vra dalk, waar kry jy dit vandaan? Daar is 'n pragtige gedeelte in die Bybel. Ek wens ons kon 'n hele sessie net daaroor doen. Daar in Eksodus 21 word daar gepraat oor die idee van 'n bondsslaaf of 'n bondsdienskneg. Dis nie iets wat ons werklik sien as histories vervul nie, maar God het voorsiening daarvoor gemaak en ek glo dit was 'n Ou Testamentiese beeld wat gewys het op 'n Nuwe Testamentiese werklikheid. Eksodus 21 vers 2 sê, wanneer jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar dien en in die 7de jaar mag hy sonder betaling vrygelaat word. Aan die einde van daardie 6 jaar moes die slaaf vrygelaat word. En net terloops, daar is goeie hulpbronne beskikbaar wat verduidelik wat slawerny wel en nie in Israel beteken het nie. Maar dis nie vassteek by die moderne idee van slawerny nie. God het nooit toegelaat dat slawe mishandel of as besittings behandel word nie. Dit was 'n heeltemal 'n ander stelsel. Ek gaan aan. Maar dan, aan die einde van die 6 jaar, as die slaaf sê, ek is lief vir my meester, ek wil nie vrygelaat word nie, dan maak hy 'n doelbewuste keuse. Ek wil nie gaan nie, ek is lief vir my meester. Daar's 'n verhouding hier. My meester sorg vir my. Hy voorsien in my behoeftes. En ek is lief daarvoor om hom te dien. Ek wil hier bly en om die res van my lewe dien. Eksodus 21 vers 5 sê, maar as die slaaf duidelik sê, ek het my meester, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vryman weggaan nie, dan moet sy meester hom na God toe bring. Hy moet hom na die deur of die deurkusyn bring, en sy meester moet sy oordeur boor met 'n els. Dan sal hy vir altyd sy slaaf wees. Wat 'n pragtige Ou Testamentiese beeld van wat dit beteken om 'n bondsdienskneg van Jesus Christus te wees. Ek het oor die jare gebid, Here, maak van my 'n vrou met 'n gat in my oor. Ek wil hê die wêreld moet sien en weet dat ek die liefdevolle, lewenslange dienskneg van Jesus Christus is, omdat ek my meester lief het. Dis nie iets waartoe ek gedwing word nie, dis iets wat ek wil doen, en dis 'n lewenslange verhouding wat gegrond is in liefde en vertroue. Om sy dienskneg te wees, beteken dat ons op hom fokus vir leiding. Wat is op sy agenda vir my dag? Wat sal hom behaag? Baie van julle het al gehoor dat my lewensvers is Maria, wat in Lukas 1 vers 38 gesê het.
Ek is die diensmeisie van die Here. Laat dit my gebeur volgens u woord. Here, wat wil u hê moet ek vandag doen? Wat is u rigting vir my lewe? Nie wat op my agenda is nie, nie wat op my doenlysie is nie, maar wat is op u lys vir die dag? Om sy diensknegt te wees, beteken dat ons leef vir sy goedkeuring en nie vir die goedkeuring van mense nie. Paulus sê dit in Galasiërs 1:10. Soek ek nou die goedkeuring van mense of van God? Of probeer ek mense tevrede stel? As ek nog mense wou tevrede stel, sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Om 'n diensknegt van Christus te wees, beteken jy leef vir daardie goed gedoen van hom. My liefdestaal is woorde van waardering. Dit is 'n gawe, maar ook 'n stryd in my lewe. Want in my vlees smag ek daarna om daardie menslike goed gedoen te hoor. Dis die liefde vir menslike lof, 'n gevaarlike wortel wat jou maklik op afdrondes laat afglip. Die vrees vir mense, die begeerte na hulle lof, is 'n struik. Soos God daardie liefde vir mense lof uit my lewe uitgetrek het, het hy dit vervang met 'n liefde vir die lof van God. Ek wil hom loof, en ek wil leef vir sy finale goed gedoen. So wanneer ek in die lang, laatnagure sit, of oor naweke werk aan sessies voorberei, en ek begin wonder, is dit regtig die moeite werd? Dan is dit wat my dra. En dis ook wat jou sal dra, as ma, in daardie seisoen van die lewe waar kleuters nog nie weet hoe om dankie te sê nie. Hulle moet dit leer, maar hulle staan nog nie op en noem jou geseënd nie, reg? In daardie seisoene, wanneer jy dinge doen net uit liefde vir Christus en uit liefde vir die mense wat hy jou geroep het om te dien, dan is dit wat jou sal aanhou laat gee. Jy dien Christus. Hy is die een wat getrouheid sal beloon. En die belonings wat ons vir ons getrouheid ontvang, sal uiteindelik krone wees, wat ons net weer aan hom sal teruggee, want dit is wat hy die hele tyd gedoen het, liefgehad en aanbid is. Om sy diensknegt te wees, beteken dat ons aan hom verantwoording doen. Ons moet leef as mense wat rekenskap sal gee van ons diens. Hy gaan vir ons vra, het jy gedoen wat ek jou gegee het om te doen? Of het jy jou lewe gespandeer om rond te hardloop en allerhande dinge te doen wat ander mense van jou verwag het? Het jy gedoen wat ek jou geroep het om te doen? Ons gaan verantwoording doen. Om sy diensknegt te wees, beteken ons doel is nie om onsself goed te laat lyk nie, maar om hom goed te laat lyk en getrou te voltooi wat hy vir ons gegee het om te doen. Om 'n diensknegt van Christus te wees, beteken om 'n diensknegt van sy mense te wees. Paulus sê in 2 Korintiërs 4:5, wat ons verkondig is nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here en onsself as julle dienaars terwille van Jesus. Daar is 'n onbekende vers in 1 Samuel 25:41. Dit gaan oor Abigail. Ek gaan nie nou op die hele verhaal ingaan nie. Ek hou baie van hierdie vers. Ek kan nie altyd daarvan om dit uit te leef nie, maar dit is wat dit beteken om 'n diensknegt te wees. Abigail het gesê, sy het opgestaan en met haar gesig na die grond gebuig en gesê aan Dawid, hier is u diensmeisie, gereed om die voete van die dienaars van my Heer te was. Abigail het gesê, ek is u diensmeisie. Dawid was die koning. Enig iemand sou sy eenvoudige werk wou doen, maar sy het gesê, ek is 'n diensmeisie, nie net om u voete te was nie, maar om die voete van die dienaars te was. Dis baie laag op die ranglys, maar sy het dit as 'n voorreg beskou. En dit is ons voorreg om te sê, Here, ek is u diensmeisie, en ek is gewillig. Ek sien dit as 'n vreugdevolle geleentheid om die voete van die dienaars van my Here te was. Dit is die ware toets van diensbaarheid. Dit is nie my bereidwilligheid om iets direk vir Jesus te doen nie. Wie van ons sou dit nie doen nie? Maar om bereid te wees om iets te doen vir daardie 2-jarige, daardie 12-jarige, daardie volwassene wat soos 'n 12-jarige of 'n 2-jarige optree. En daardie ander dienaars van die Here is nie altyd vriendelik en godvrugtig en lieflik en dankbaar nie. Maar die diensknegt van die Here sê, dit bly 'n voorreg, want ek dien Christus. Wanneer ons ander dien, dien ons hom.
Daar's 'n ongelooflike gedeelte in Lukas 12, waar Jesus vir sy disippels sê, om altyd gereed te wees vir hulle meester se terugkeer. Altyd waaksaam, altyd wakker. Hy gaan kom en hulle moet gereed wees vir sy wederkoms. Hy sê in vers 37, Geseënd is daardie diensknegte, wat die Heer wakende sal aantref wanneer hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom ongord, dit is die Heer, en hulle aan tafel laat sit, en hy sal kom en hulle dien. Hoe ongelooflik is dit nie? Dat Christus, die dienskneg van die Here, wie se diensknegte ons is, en op wie se wederkoms ons wag, eendag sal sê, kom na my tafel toe, sit saam met my, nee, jy sit daar, en laat my jou dien. Dit neem jou asem weg, dit is die model, dit is die voorbeeld wat ons het. En dan sê Openbaring vir ons, dat dit vir ewig ons voorreg en ons vreugde sal wees, om hom te dien, en hy sal ons dien. Luister na Openbaring 7 vers 14. Hy het vir my gesê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas, en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, en hulle dien hom dag en nag in sy tempel. Dit is wat ons vir ewig gaan doen. Wat 'n vreugde. Vers 15 tot 17. Hy wat op die troon sit, sal hulle beskik met sy teenwoordigheid. Hulle sal nooit weer honger of dors nie. Die son sal hulle nie verbrand nie, en geen verseggende hitte sal hulle tref nie. Want die lam in die middel van die troon sal hulle herder wees, en hy sal hulle lei na fonteine van lewende water, en God sal elke traan van hulle oë afdroog. Bid saam met my as jy wil. O Here, ons staan in die teenwoordigheid van ongelooflike majesteit en nederigheid, terwyl ons Christus aanbid, die dienskneg van die Here, die getroue dienskneg van die Here. Help ons om U met blydskap te dien, om elke daad van diens as aan Christus te verrig, om selfs eenvoudige of aanstootlike verantwoordelikhede met vreugde te aanvaar, en dit as 'n eer te beskou, want dit is die Here Jesus Christus wat ons dien, en in wie se naam ons bid. Amen.